Goeienaand almal, hoop het gaan goed en welkom by episode 7 van my potgooi. En vanaand gesels ons so 'n bietjie oor die provinsiale leier van Gauteng van die Vryheidsfront Plus wat ook 'n LPW is, Jaco Mulder. Ons gesels oor 'n dissiplinêre verhoor wat teen Jaco Mulder gehou is, die uitkoms daaraan of daarmee of daarop en dan wat het gebeur daarna en hoe het hierdie saak uitgerafel. Nou weer eens baie welkom, ek hoop julle geniet die program en ek hoop julle is sommer baie veilig en jammer dat ons 'n dag laat is met hierdie potgooi. Hierdie week het letterlik uitgerafel en moet mens nog ander goedjies ook doen om die pot aan die kook te hou. So kom ek val so met die deur in die huis en ons begin en ek het nou klaar vir julle 'n bietjie gesê wie of wat Jaco in die Vryheidsfront Plus is, maar nou gaan ek hier 'n bietjie vertel wie hy is en dan kan u vir jouself oordeel of dit die tipe leiers is wat u jouself mee wil vereenselwig, wat u voel Christelike waarde dra, die vrugte van die gees en al daai lekker dinge waaroor ons altyd praat en of u dink soos ek dat hy oneerlik is en soos baie ander. Nou, ek dink is belangrik dat ons nie net my opinie van iemand gebruik om dan nou daar buitekant te sit nie, maar dat ons die nodige verslae nader trek om dan nou hierdie ding wat ek sê, jy weet, dalk nou net bietjie uit te brei en vir mense te wys dat dit nie net ek is wat so sê nie. Nou ek en Jaco Mulder kom 'n geruime tyd of 'n lange tyd nou al met mekaar saam en het hy my gehelp in die midval sage waar ek ook die fluitjie geblaas het en later die sake gewen het oor die korrupsie wat dan nou in die Midval Stadsraad plaasgevind het onder die Demokratiese Alliansie op daardie stadium. Nou, in 2009 het die Vryheidsfront Plus my genader by name Jaco Mulder om dan vir hulle te verteenwoordig in 'n tussenverkiesing en het hulle dan ook my gehelp om dan nou in te skryf en al daai tipe van goed. Nou, soos jy almal weet, met 'n tussenverkiesing is daar klomp flyers en dies meer wat gedruk moet word en na die tussenverkiesing, toe nou klaar is ek toe nou gelos met 'n hoop rekeninge wat nooit deur die Vryheidsfront Plus vereffen is nie en spesifiek in Gauteng nie deur Jaco Mulder vereffen is nie nadat hulle beloof het hulle gaan dit doen. Hoekom vertel ek dit? Want ek wil vir u agtergrond skets oor Gauteng se finansies, die Gauteng Vryheidsfront se finansies en die moeilikhede wat ons gehad het en wat daar nog steeds is, omdat daar van administrasie plaasgevind het en nog steeds doen. Nou, na hierdie 2009 ding was ek nou maar redelik die moer in gewees, omdat ek gelaat is met al hierdie rekeninge, wat ek aan myself moes delg, maar ons was so half in een pot gewees en die geveg met die DA het ons omtrent 8 jaar gevat om dan nou te wen, en vir 8 jaar moes ons nou maar, jy weet, sien kom klaar, en jy weet, jy kan dan nou moes nou nie dan 'n gegewe perd in die bek kyk nie, en ons het dit maar laat gaan. Nou op 'n latere stadium, nadat hierdie tussenverkiesings nou plaasgevind het, ons verloor het, baie ver verloor het, die rekening nie betaal is nie, jy weet, het ons nog verlang met hierdie goed getrap en beklei en gestoei. Maar omtrent hierso so net voor 2011 het Jaco Mulder dan nou aangekondig dat hy nou gaan uittreë uit die politiek uit en jy weet dat hy nou 'n bietjie gaan fokus op ander goed. Nou in politiek, en mense wat politiek ken, is dit kodewoord van ek het nonsens aangejaag en iemand het my gevra om te gaan. In my geval doen hulle dit sommer in die publiek. Maar, so, wat het gebeur daarso? Omtrent hierso by 2011 het die Vryheidsfront Plus nie sy audit geslaag nie. En vir 'n rede. Jaco Mulder se verweer was, daar was 'n klomp kwitansies in sy aktetas en hulle het hierdie aktetas uit sy motorvoertuig uitgesteel en het hy nie kwitansies gehad of fakture gehad om in te gee by die wetgewer nie en het hulle ons 'n fail audit gegee of het ons nie ons audit geslaag nie. Nou vir mense in besigheid en mense wat ook maar partykeer los is met fakture
het ek maar altyd so gemaak, ek het die ouens gebel van 'n bankstaat af, waar ek nou gesien het, jy weet, waartoe die geld gegaan het, en dan het ek my fakture so opgespoor. So dit is 'n verskoning, maar ek weet nie of dit 'n waterdigte verskoning is nie. Maar so het dit ook gebeur, dat net voor hierdie 2011 verkiesing, ek dink dit, ek kan nou nie onthou of dit 'n plaaslike of 'n nasionale verkiesing is nie, maar moes daar borde van die Vryheidsfront in die provinsie opgaan, en dit het so gebeur, dat daar heeltyd navraag aan Jaco gedoen is, vanaf Pieter Groenewald, eintlik Pieter Mulder, wat gesê het, hoor jy, ek ry hier in die provinsie rond, hier is nog die borde op nie, en ons is 'n paar weke voor die verkiesing. Pieter Groenewald het navraag gedoen, en Jaco het dan nou gesê, maar hy sukkel met die borde by die drukker, maar hulle is amper klaar, die goed gaan binnekort op. So het dit aangegaan, het nie gebeur nie. Pieter Groenewald het toe nou self navraag gedoen by die drukker, en hierdie drukker het dan vir hom sommer prontuit gesê, meneer, voordat julle nie julle rekening betaal nie, sal hier nie een bord uit hierdie fasiliteit van my verwyder word nie, of sal julle dit nie opgesit kan kry nie. En dit het groot probleme veroorsaak, 'n groot geveg. Pieter Mulder het geld uit sy eie rekening uitgevat, en uit hierdie borde betaal, en die borde is op. Pieter Groenewald en Pieter Mulder het toe nou 'n moerse ding daarvan gemaak, en vir Jaco gevra, hoekom jok hy vir hulle? Waarop hy dan nou later, jy weet, allerlei verskonings uitgedink en vir hulle aangebied het, wat dan nou nie vir Pieter Mulder en Pieter Groenewald aanvaarbaar was nie, en daarom het hulle hom gevra om te gaan, en daarom die ding in die koerant wat dan gesê het, jy weet, hy gaan 'n bietjie fokus op ander goed. So 2011 het dit toe nou gebeur. Pieter Mulder en Pieter Groenewald, soos maar die gewoonte in die Vryheidsfront Plus is, sê vir niemand anders jy weet wat gebeur het nie, want jy weet, dis mos nou sleg. Maar daar word 'n ooreenkoms bereik dat hy nooit weer sal terugkeer in 'n leiersposisie binne in die Vryheidsfront Plus nie. So kom 2016 'n tussenverkiese of 'n reorganisasie binne in die Vryheidsfront Plus, en ek staan as onderleier, en Philip van Staden staan as leier, en Jaco is nou van die map af. Anton Alberts is die nie verkoosde leier op daardie stadium binne in Gauteng. En daar's probleme met Gauteng se finansies en al daai tipe van goed, en ek en Philip besluit dan nou, ons gaan hom uit die stoel uit lig, wat ons ook doen. 2016 hou ons 'n verkiesing, en ons lig vir Anton Alberts dan nou as leier, en ons neem die leierskap oor. 3 dae daarna kom Pieter Mulder en Pieter Groenewald ons sien, en sê, nee, maar julle kan nou nie die voorsitter van die party so uitlig nie, jy weet, en hulle het die reorganisasie ongeldig verklaar, en ons moet 'n middeweg by mekaar, of met mekaar kry. 2017 doen ons weer 'n reorganisasie, en ons kry iemand wat almal van hou, en dit is toe nou toevallig Jaco Mulder. Maar niemand van ons, wat nou my insluit en Philip insluit, weet van die agtergrond van hierdie borde of hierdie storie nie. En ons kom toe nou almal daar by die reorganisasie aan, en ons verkies vir Jaco Mulder as leier, provinsiale leier. Pieter Groenewald is die voorsitter in daardie reorganisasievergadering, en hy kry amper 7 beroerte aanvalle, wat hy ons na die tyd ons konfronteer en sê, maar hoe kan julle dit doen? Daar's dan hierdie ooreenkoms en al daai tipe van goed. Jaco is ook daar, en dit is 'n moerse geveg. Maar ek sê dood eenvoudig, ek het mos nou nie geweet van hierdie storie nie, en die ding gaan toe nou maar so aan. Jaco is die nuwe provinsiale leier, ek is onderleier, en Philip is ook onderleier, en ons dien op die Gauteng dagbestuure. Onmiddellik na daardie reorganisasie begin ons met mekaar probleme optel oor notulerings, wat nie plaasvind nie, wat onakkuraat is, en wat nie by die volgende vergadering dan goedgekeur word nie. Soveel so, dat daar groot konsternasies uitbreek tussen my en meneer Mulder, en is dit van daai tyd af krapperigheid tussen ons oor hierdie notules. Op 'n stadium het hierdie brandpunt so erg ontketen, dat, jy weet, Jaco en Anton toe nou half besluit het, maar ons moet nou hierdie notules goedkeur. So amper 3 jaar in hierdie proses hou ons so marathon vergaderings, en al hierdie notules van die laaste 3 jaar moet goedgekeur word. Nou, ek sal nou 'n bietjie rondspring, maar ek wil net vir hierdie agtergrond gee.
Ek sê dit is amper onmoontlik om 3 jaar terug se besluite te onthou, maar wat ek nie weet nie is hierdie notules is aangevra van bo af en nou ewe skielik het ons notules nodig, so hierdie notules moet gedoen word. In die proses van hierdie notulering goedkeuring kom ek agter maar hier is sekere goed wat verander is. Hier is sekere goed wat nie so besluit is nie, wat nou ewe skielik reggemaak is en wat ons nou moet goedkeur. En ek het onmiddellik my hand opgesteek en gesê dit is nie korrek waarmee ons besig is nie. So het Christo Smit ook opgestaan en gesê kan nie met dit saamwerk nie en so het Philip van Staan en gesê ek onttrek aan die proses waarmee ons hier besig is onwettig en sommer net onregmatig en alles wat jy kan in regsterme verduidelik. Nou waaroor het daardie notules gegaan wat verander is? Daardie notules het gegaan oor 'n personeellid, aankoop van data en waar ons dan nou gefaktureer is vir data en vir geoplotting en die geoplotting en die data was nie net verouderd nie, maar die geoplotting het nooit plaasgevind nie en die hele Gauteng dagbestuur op daardie stadium of 'n groot gedeelte van hierdie Gauteng dagbestuur het 'n probleem gehad oor hierdie kontrak met hierdie personeellid en hierdie goed wat moes gebeur het, wat nie gebeur het nie en honderde duisende rande dan nou ekstra uit die party uitgemaak het. Na daai hele geveg rondom dit, kom ons by die volgende reorganisasie. En by hierdie reorganisasie, ek dink omtrent dit is 2019 omtrent, dalk 2018, ek kan dit nie onthou nie. Kom ons by hierdie reorganisasie en almal wat hulle monde uitgespoel het oor hierdie notulerings, hierdie betalings wat nie reg is nie en hierdie personeel het word verwyder uit die Gauteng dagbestuur uit. Ek maak dit net, ek dink as die 13de lid op daai Gauteng dagbestuur, Philip is uit, Christo is uit en nog 'n klomp ander wat jy weet, hierdie vrae na hierdie notules is, word uitgegooi. En so word Gerda Senekal onderleier, Jaco is leier en ek dink Amanda de Lange word onderleier met 'n nuwe Gauteng dagbestuur en ek is hier alleen geïsoleer binne in daai dagbestuur. Maar ons is mos nie bang nie, ons gaan hierdie gevegte voortsit. So gebeur dit dan nou ook dat daar 'n eerste dagbestuur gehou word en ek word glad nie vir die Gauteng dagbestuur genooi eers nie. Hoe ek uitvind daarvan is ek moes help fakture goedkeur en ek sien toe nou hierdie Gauteng dagbestuur wat gehou is daar lekker kossies en koeldranke en allerlei goed gekoop en ek het daai datum nêrens in my dagboek en ek het hom nie gemis nie want ek mis nie sommer iets nie. En ja, die dagbestuur het nou plaasgevind en dis meer. So het hierdie ding aangegaan en hoe meer hierdie proses vorentoe gegaan het, hoe meer het ek agtergekom, maar Jaco Mulder jok vir die Gauteng dagbestuur en hy jok vir individue in die leierskap en daar is sekere goed wat binne in Gauteng gebeur wat volgens die Vryheidsfront beleid nie mag gebeur nie en volgens die Vryheidsfront se reëls nie moet gebeur nie. En sekere aspek daarvan was dan nou personeel. 2009 en 10 word ek ook verkies as lid van die provinsiale wetgewer. Ek het bietjie meer insaag, ek het bietjie meer krag binne in die party en ek het bietjie meer oë op wat hier aangaan. So kry ons 'n direktief van Pieter Groenewald af wat dan nou vir ons sê ons mag nie aanstellings maak behalwe ons persoonlike assistente alvorens hulle nie 'n nuwe personeelbeleid goedkeur en daar nuwe personeelkontrakte is nie en almal moet op 'n maand tot maand basis voortgaan soos wat hulle voorheen voortgegaan het. Net om dit toe te lig, binne in die Vryheidsfront Plus het jy net 'n 5 jaar kontrak. Na jou 5 jaar termyn doen jy weer eintlik aansoek vir jou werk. So is Jaco hulle baie ongelukkig oor hierdie situasie en jy weet, is ek self ook nie baie ingenome met hoe die ding gebeur nie. Maar het ek, jy weet, mense, jy is mos nou maar onder jou leierskap en jy doen nou maar wat hulle vir jou sê. Maar ek begin toe snaakse goed agterkom. Na my 2019 verkiesing klim ek op 'n vliegtuig en ek vlieg na Dr. Groenewald toe daar in die parlement waar ek dan nou vir hom jy weet
vra oor die portefeuilles, omdat ons 'n portefeulje deel, sê ek vir hom, dokter, ek wil nou nie in die moeilikheid kom by jou nie, so sê vir my, wat kan ek doen en wat kan ek nie doen nie. Hy help my baie mooi en ons kry konsensus. Maar so tussenin begin ek met hom 'n gesprek en ek sê vir hom, dokter, maar jy weet, Jaco Mulder en Anton Alberts jag u oor 'n Amanda aangeleentheid. En het hy my daaroor uitgevra. En jy weet, het hy sy weergawe daarvan gegee en ek het dit laat vaar en ek het dit so aanvaar dat sy weergawe die korrekte weergawe is, maar ek het onder sy aandag gebring dat Jaco en Anton hom wel jag. Hy het daarby vir my gesê, Kobus, weet jy wat, daar's 'n klomp goed wat verkeerd loop in Gauteng en as sou jy oor so iets afkom, asseblief praat met my. So het die personeel goed vorentoe gekom en een van die goed wat 'n baie ernstige brandpunt was dat as jy 'n raadslid vir die Vryheidsfront Plus was, mag jy nie ekstra vergoeding uit staatsbefondsing uitkry nie, uit die Vryheidsfront se gelde uitkry nie. Nou daar was 2 individue wat dan nou, jy weet, hierdie tipe van geld gekry het. En ten spyte van hierdie direktief het niemand met hulle die gesprekke gehad nie. Hierdie ding het voor die uitvoerende dagbestuur beland en die uitvoerende dagbestuur het duidelik gesê, dit mag nie gebeur nie, julle moet hierdie 2 lede sê, hierdie ding stop nou. Nou van omtrent Mei maand af tot en met Desember is daar nie in hierdie verband opgetree nie en het Jaco hulle dan nou ook nie vir hierdie 2 raadslede gesê, jy weet, hierdie goed moet eindig nie. Soveel so dat ek vroeg in Desember, e-pos stuur en vir Jaco en vir Anton sê, luister hulle, ons mag nie hierdie ouens betaal verder nie, daar's 'n direktief en sou ons dit betaal is ons buite die reëls en al daai tipe van goed, maar dis ook nie regverdig dat hierdie lede oor Desember hulle ekstra inkomste verloor nie, jy weet, so julle moet hierdie gesprek gaan hê. Waarop Anton Alberts dan nou die e-pos antwoord en hy sê, daar's nooit so besluit by die IDB geneem nie. Waarop ek die e-pos antwoord met IDB notiele waar ek vir hom daardie greep uithaal. Ek sit hom vir julle op die skerm. Daai greep uithaal en sê, maar dis die besluit wat geneem is, julle moet hierdie gesprek hê. Nou daardie hele ding het Jaco en Anton toe nou gaan gebruik en vir die mense gesê, dis ek wat hulle nie wil betaal nie en al die tipe van goed. Wat ek wil uitbring in hierdie video is die oneerlikheid waarmee hierdie mense betrokke is. Op 14 Augustus 2021 rig ek 'n skrywe aan Dr. Groenewald wat die formaat van 'n formele klag aanneem en ek sit 'n klomp goed op tafel wat my pla. Een van die goeders is die personeelkontrakte en dan 'n buitekontrak. Nou kom ek verduidelik julle wat het daar gebeur. Hierdie personeel het 'n kontrak, kry 'n salaris by die party. Hierdie kontrak is nie goedgekeur nie, maar ewe skielik het hierdie kontrak by die wetgewer ingehandig en jy weet, is daar betalings gemaak. Nou een van die beginsels wat Dr. Groenewald wou vestig met hierdie standaardkontrak vir al die personeellede binne in die Vryheidsfront Plus was dat as jy op 'n posvlak is, dat almal dieselfde vergoeding kry op daardie posvlak. Dit het nie gebeur nie. Van hierdie ouens wat op dieselfde posvlak was, salarisse het met omtrent 10 na 15.000 rand toe verskil. En dit was vir Groenewald 'n groot probleem gewees en hy wou dit regstel. Nadat hulle met hierdie personele toe nou, jy weet, hierdie onder onsie gehad het oor hierdie kontrak wat gekanselleer moet word, wat onregmatig aan die wetgewer oorhandig is, jy weet, was daar 'n helse issue en hierdie ding het by die KVBA dan nou opgeëindig en was dit 'n gemors, moes ek daarin getuig en dis meer. So tussendeur het hierdie personele toe op 'n stadium aangedui, hy wil eintlik nie meer 'n personeellid wees nie, hy sal eerder 'n kontrak met die party wil aangaan en die funksionaliteite wat hy as personeellid dan nou vervul het, wil hy dan nou vervul as kontrakteur vir die Vryheidsfront Plus. Nou dit kan werk en dit kan nie werk nie, ek was redelik, jy weet, inskikkelik tot daardie ding, maar jy weet, hoe sou sê, Engelsman sê mos, the devil is in the detail. Hierdie kontrak sou ons toe nou baie honderde duisende rande meer gekos het as wat die personeelkontrak ons gekos het. Maar een van die baie bittersnaakse goed in hierdie ding was, een van daai 2 raadslede wat se betalings dan nou beëindig sou word, sy salaris is opgeneem in hierdie voorlegging van hierdie
personeel het, wat dan nou met 'n besigheid sou kontrakteer aan die party. Ek het dadelik vir Dr. Groenewald 'n e-pos gestuur en vir hom gesê, kyk, daardie geld is binne in daardie kontrak, maar dis met niemand gedeel nie. Daardie ding het voor die IDB verskyn, daar's niks genoem oor dit nie, en jy weet, en is die IDB onder 'n vals voorwendsel dan nou, jy weet, gemotiveer om hierdie kontrak aan te gaan. Ek het intussen die e-pos wat ek onderskep het, vir Dr. Groenewald gestuur, waar hierdie ooreenkoms tussen Anton en die personeel het en Jaco aangegaan is, om daardie geld daarin te sit, het ek toe nou vir Groenewald gestuur. Nou, dis nou 'n lang gesprek, maar daardie klag van my het Dr. Groenewald toe nou opgeneem en was daar 'n verhoor, 'n ondersoek eers deur die regskomitee en toe 'n verhoor. In hierdie verhoor het Jaco Mulder opgestaan, of punte in Lumenay gegee, opgestaan en uitgestap, en letterlik sy gat aan die dissipline en die orde van die party afgevee. Nou, hierdie verslag hier is so 92 bladsye wat dit beslaan met die uitspraak, en is hy op 10 klagtes aangekla, of met 10 klagtes teen hom gehad, en is hy op al 10 hierdie klagtes dan nou skuldig bevind, volgens hierdie regskomitee. Die regskomitee, dink ek, het 4 regskenners of mense gehad wat dan nou kennis het van die regte, en het hulle dan nou hierdie verslag saamgestel en aan die FDB oorhandig. Eers aan Groenewald en toe die FDB. Nou, hierdie verslag gaan ver, en ons gaan vir julle sulke gedeeltes opsit oor die oneerlikheid en die bevindings wat in hierdie verslag dan nou gemaak is, en sodra my scanner werk, sal ek hom vir jou scan, en dan sal ek hom met 'n skakel dan nou weer hier insit. Maar wat belangrik is hierdie regskomitee van die party bevind dat hy nie net vir die IDB, maar ook vir die Gauteng Dagbestuur jok. Dat hy Dr. Groenewald ondermyn en die IDB ondermyn, en dat hy berekend nie opdragte uitvoer wat aan hom gegee is nie. En dit is een van die crux van my video, is dat, hoe moet ons 'n leier wat konstant vir jou jok glo? So, kom ons gebruik die voorbeeld. Jy is op 'n board of directors van maatskappy, of 'n oop maatskappy, of wat ook al, en jy moet finansiële besluite neem op grond van dit wat jou CEO of COO of wat ook al, of die voorsitter van daardie komitee dan nou, die inligting wat hulle vir jou voorhou. Op daardie inligting neem jy dan 'n besluit. En as die inligting goed is, neem jy goeie besluite, as die inligting sleg is, neem jy slegte besluite. Die gedagte is dat, sou daardie voorsitter of daardie CEO of wat ook al vir jou inligting weerhou om jou te dryf om sekere besluite te neem, dat dit krimineel van aard is, en dat daardie persoon inherent oneerlik is. En dit is wat my ervaring was met Jaco Mulder binne in die Gauteng Dagbestuur. Dat ons beweeg is om besluite te neem sonder al die inligting. Dat dit wat die IDB besluit en dit wat die Gauteng Dagbestuur kry, nie stroop nie. En dan neem die Gauteng Dagbestuur dan nou besluite uit woede uit, omdat hulle dink die IDB is besig met nonsens. En so is daar talle voorbeelde van dinge wat so gebeur het, en talle goed wat dan hierdie frustrasie van die Gauteng Dagbestuur af teenoor Groenewald, jy weet, heeltemal uit verband uitgeruk het. Mense het die moer ingeraak vir Pieter Groenewald oor besluite wat hulle nie verstaan het nie. En ook daardie betalings wat nou gestaak is dan nou geweaponize om, jy weet, reorganisasies te wen en al daai goed. Maar meeste van hierdie goed was gegrond in oneerlikheid. Nou, in hierdie dissiplinêre verhoor en in die dokumente wat dan nou hier uitsprei, is dit duidelik dat Jaco talle keer vir die Gauteng Dagbestuur gejok het. Die voriges en dan nou die nuus. Een van die goed, en ek het 'n oom wat altyd sê, as jy chaos skep, doen jy dit vir een van 2 redes, en dit is, either jy steel of jy is onbevoeg om jou werk te doen. Nou, jy kan self besluit wat jy dink dit is. Maar in hierdie hele proses, jy weet, waar ek hierdie goed aan Dr. Groenewald uitgelig het, en al hierdie tipe van goed, het Jaco meesterlik
na die federale of die provinsiale raad toe gegaan met reorganisasies, nooit gesê dat hy aangekla is oor hierdie goed nie. Nooit vir die Gauteng dagbestuur hierdie dokument van of sy klagstaat gegee en vir hom gesê, maar of vir die Gauteng dagbestuur gesê, ek neem julle in my vertroue, hier is my klagstaat, dit is alles nonsens nie. Al wat hy gedoen het, is hy het in een vergadering melding daarvan gemaak, dat Pieter Groenewald 'n heksejag teenoor hom het, en dat hy onskuldig is met al hierdie goed. Nou ek gaan vir julle nog 'n voorbeeld opsit van 'n Gauteng dagbestuursbesluit wat geneem is. Hierdie Gauteng dagbestuur word geroep en word gesê dat daar dringende faktuur is wat betaal moet word. Nou let ook daarop, dit is vreemd dat dit gebeur, want hierdie fakture of hierdie goed was nooit deur die Gauteng dagbestuur goedgekeur en is altyd weggehou. Maar hierdie ene kom voor die Gauteng dagbestuur sê, hier is 'n dringende betaling wat gemaak moet word, en jy weet, kan ons dit goedkeur? Nou, ek dink Amanda de Lange het haar hand opgesteek en sê, onthou, die nuwe beleid sê, jy moet 3 kwotasies kry, die tipe van goed, al daai goed, baie edel, maar nie regtig geweet wat aangaan nie. Anton Albert sê toe, daar is nie tyd nie, ons moet hierdie goed nou betaal, as 'n tussenverkiesing, ons het hierdie data nodig, hierdie inligting nodig, dit moet nou gebeur. En so keer almal dit goed en sê, dit is reg so. In die proses van hierdie ding besef ek toe, maar ek onthou daai faktuur het oor my tafel gekom, en daardie faktuur is al etlike dae voor hierdie Gauteng dagbestuur is daardie ding al betaal. En dit is hoekom ek vir julle sê, meneer Jaco Mulder het wetend, berekend, die Gauteng dagbestuur mislei oor daardie betaling. Omdat hy geweet het, daardie personeellid wat daardie betaling moet ontvang, het die IDB 'n besluit geneem dat hy nie betaal mag word nie. Die skikkingsooreenkoms wat hy met die party bereik het gesê dat hy nie buite sy werk vergoed mag word vir werk nie. Ek wil 'n idee gee, daardie skikkingsooreenkoms met daardie betrokke personeel het ook nooit gedien voor die Gauteng dagbestuur. Nooit. Daar was nooit 'n besluit geneem nie, daar was nooit notulerings daarom gedoen nie. Daai ding het nooit voor die Gauteng dagbestuur gedoen nie. In op sigself was dit oneerlik. Ons het verder gegaan. En laat ek vir julle verduidelik. Die Vryheidsfront Plus, soos ander politieke partye, koop data by verskeie maatskappye aan. Hierdie data gebruik hulle dan nou om 'n teikenmark te stel, so om SMS'e uit te stuur, om mense te beweeg om te gaan stem. Nou, die Vryheidsfront Plus het etlike honderde duisende rande in Gauteng spandeer om hierdie data te kry. Daardie data bevat dan nou jou naam, jou telefoonnommer, jou ID-nommer, en word daar dan 'n databasis opgestel en doen ons bulk SMS'e, as mense dit so kan stel, om dan nou mense te beweeg om te gaan stem. My probleem reg van die begin af met die aankoop van hierdie data deur 'n personeellid wat vir die party werk, maar wat ons deur sy maatskappy hierdie inligting dan nou aankoop, was dat ons nooit beheer gekry het oor hierdie data nie. Dit was nooit oorgeskakel na die Vryheidsfront Plus toe nie, dit het in daardie personeellid se hande gebly. Daarna het ons steekproewe gedoen op hierdie data en ons het met valse data geanalyseer en net 30% van daardie data wat ons aangekoop het, was 'n probleem, of was bruikbaar. Net 30% van daardie data kon ons gebruik, die res was verouderd en alles wat daarmee gepaard gaan. Dan het ons verder gegaan en ons het gaan kyk 'n ontleding gedoen van hierdie data wat ons gekoop het, en alhoewel ons dit teen 'n afgemerkte prys gekry het, het dit ons baie meer gekos omdat daar net 30% bruikbaar was. Die ander probleem wat ons gehad het, die aankoop van hierdie data het ons die derde in die lyn gemaak van hierdie data, en wat volgens die kontrak met die personeellid se maatskappy en die ander maatskappy dan nou onwettig was. Daar was nie 'n kontrak direk van ons af na hierdie verskaffer van hierdie data toe nie, daar was 'n middelman, en volgens hulle kontrak was dit dan nou nie, dit mag nie so gebeur het nie.
Ek het hierdie kontrak onder oog gekry en ek het vir Jaco Mulder gesê, ons maak die Vryheidsfront Plus se rug oop vir moeilikheid. Sou ons dit doen, daar is 'n direkte, duidelike klousule in hierdie kontrak wat sê, hoe ons nou handel met hierdie data is nie reg nie. Nou nodeloos om te sê, hierdie het ons groot konflik veroorsaak binne in tussen my en Jaco, tussen my en die Gauteng dagbestuur en jy weet al daai tipe van goed. Jy moet ook onthou, hierdie nuwe Gauteng dagbestuur, wat nou daar gestel is deur Jaco met die verwydering van Philip, Christo en 'n klomp ander, is deur familielede oorheers. So daar is 4 Erasmusse gewees, daar's ek dink 2 Krieke gewees en dan is dit besigheidsvennote en die tipe van goed. Nou as jy begin saam besigheid doen aan die een kant, dan maak dit baie moeilik om teen jou besigheidsvernoot dan nou op te staan binne in die Gauteng dagbestuur en te sê, hoorie, maar jy konkel nou, jy's besig met nonsens. Jy weet, dit versuur dan jou besigheid buitekant. En so het hierdie hele ding ontstaan waar die familielede en jy weet, hierdie hele ding suur gemaak het, want jy kon net nie 'n redelike mans toetslaag binne in hierdie Gauteng dagbestuur nie, want jy moet onthou dat sou jy nou teen jou man stem of jou man teen jou stem, dan is daar mos nou rusie in die kamer vanaand as jy gaan slaap. En dit is waarmee ons gesit het. Verder is dit ook het hierdie Gauteng dagbestuur so opgestel om later die lyste van die kandidatuur op lokale vlak te manipuleer. Ons sal volgende week dalk 'n video daaroor maak. Hierdie Gauteng dagbestuur het omgedraai in 'n vrotspil. Hierdie Gauteng dagbestuur en hierdie leiers binne in hierdie Gauteng dagbestuur het hulle verskuldig aan totale vergrype binne in hierdie finansies van die Vryheidsfront Plus. En was dit nou kundig of onkundig, wetend of onwetend, het hierdie goeders deurgegaan. En hoe meer ek begin wal gooi het, hoe meer is ek geïsoleer. Soveel so op 'n stadium dat ek as LPW van die betalingsgroep afgehaal is, waarop ek moet wees na regte. En het hulle my verwyder omdat ek opgetel het, maar jy weet, ons betaal maatskappye en lede binne in hierdie party vir goed wat veronderstel was om in die verloop van hulle werk te doen. So het ek hulle gekonfronteer oor betalings wat gemaak word aan familielede en lede van die Gauteng dagbestuur as personeellede wat nooit opgedaag het by hulle werk by die Vryheidsfront Plus kantore nie. En het dit die personeel binne in Gauteng baie ongelukkig gemaak dat hierdie tipe van goed gebeur. Daar het ons moeilikheid begin, daar het ons klagtes ingedien en dis die verloop van die saak. So hierdie 92 bladsye verslag is nie opgestel deur mense wat nie weet nie, mense wat nie verstaan nie. Tot watter konklusie kom ek? Ons het hierdie 92 bladsye verslag wat wys of sê of beweer dat Jaco Mulder oneerlik is. Dat hy oneerlik is met die Gauteng dagbestuur en dat hy oneerlik is dan nou met die IDB, oneerlik is of was. Dan het ons ook 'n verslag deur 'n regskomitee met die Gauteng reorganisasie wat dieselfde beweringe maak, wat sê dat hierdie man oneerlik is en dat hulle oneerlike inligting aan die IDB gegee het om hulle te beweeg om 'n besluit te neem. So daar's weer eens 'n bewys van oneerlikheid. Dan het ek hier vertel van die oneerlikheid wat ek gesien het. Nou, hoe is dit moontlik dat met al hierdie oneerlikheid en hierdie goed wat gebeur het, die skep van fakture, die oneerlikheid wat binne in die koerant opgeëindig het in die rapport, dat Jaco en Anton en hierdie Gauteng dagbestuurslede nog steeds bly dryf en hulle poste behou as LPW-lede. Nou Dr. Groenewald, en ek weet baie van u hou van hom en dit is goed, ek hou ook van hom as persoon, maar as politieke leier dink ek het hy regtig 'n mistasting van geregtigheid laat plaasvind. En die rede is wat my kwel. Met al hierdie verslae was Dr. Groenewald soos 'n hond met 7 sterte. Hierdie goed moet uit, hierdie goed moet gedoen word en ons moet korrupsie binne in die Vryheidsfront Plus moet ons stop en keer en dit moet tot 'n einde kom. En Gauteng
was al vir jare hierdie brandpunt van wanadministrasie en potensiële korrupsie en later, weet ons, korrupsie. En was hy adamant gewees om dit te stop. En ek het hom daarmee gehelp. Ek het hierdie goed aan hom gerapporteer en hierdie goed vir hom gesê. Na die vergadering oor hierdie verslag van 92 bladsye, was daar glo 'n groot uitval by die FDB gewees, waar Jaco Mulder en Pieter Groenewald in 'n vertrek ingegaan het, die kantoordeur agter hulle toegetrek het en dit daar uitgebash het. Daar was 'n groot woordewisseling. En beide Pieter Groenewald en Jaco Mulder het dit vir my vertel. En op 'n stadium het dit so warm geword, hierdie twee manne wou mekaar moer. Dit het nie gebeur nie. Wat toe wel gebeur het, is een van die manne het die ander manne gedreig, of die ander man gedreig, en vir hom gesê, luister, as hierdie ding voortgaan, is daar groot moeilikheid vir jou. Nou, dit was die Vrydag. Die Saterdagoggend op pad na die Federale Raad toe, waar ek nou verwag, hierdie 92 bladsye gaan nou voorgelees word, en Jaco gaan dan nou verwyder word, kry ek 'n oproep van Dr. Groenewald af, wat vir my sê, Kobus, staan asseblief terug, jy weet, speel net, hierdie ouens gaan hulle self hang, vertrou my net, jy weet, ons gaan hierdie goed, gaan ons uitsorteer, maar dit gaan nie vandag gaan, soos wat jy dink dit gaan nie. Nou, ek was sommer dadelik die moer ingewees, en ja, dit is nou maar wat dit was. Twee van my personeellede wat saam met my in die voertuig was, het hierdie gesprek oor my bakkie se radio gehoor, en was hulle ook self verbaas daaroor. Die volgende dag het Jaco Mulder om verskoning gevra omdat hy nie IDB besluite uitgevoer het nie. Nou sou u die verslag lees en sien, sou u besef dat dit nie regtig is waaroor die verslag gegaan het nie. Ja, dit was insubordinasie en hy het nie hierdie goed gedoen nie. Maar die crux van hierdie ding was dat hy gelieg het vir die IDB, dat hy oneerlik was en dat daar, jy weet, hierdie tipe van goed nie so moes gebeur het nie. Dit is almal binne die grondwet van die party en die beleid van die party, is dit goed waarvoor jy weggejaag moes word. Maar dit het nie gebeur nie. Ek was redelik buite myself gewees oor hierdie mistasting van geregtigheid en het Groenewald daaroor gekonfronteer. Hy het vir my doeteenvoudig gesê, ons is nog besig, daar's 'n klomp ander goed, jy weet. Maar nou sit ek met die probleem, ek het teen hierdie man getuig en ek het 'n klag teen hom ingedien en nou is al die swaarde op my getrek en die eerste ding wat hy doen is hy stap na my toe en hy skud my blad en kyk my diep in die oë en sê, dit het nie geslaag nie. Met die doeteenvoudige interpretasie dat dit 'n dreigement was. Daarna het die floodgates, soos wat die Engelsman sê, oopgegaan en het ek verskeie klagtes in die gesig gestaar en onder andere valke ondersoek en dies meer. Hierdie ou het weggekom daarmee. In die reorganisasieverslag is dit ook duidelik, en net 3 mense het daardie verslag afgelaai, en nie een van hulle is van die ouens wat altyd groot bek op Facebook is nie, maar hierdie verslag wys 'n tendens. Die geskiedenis wys 'n tendens van oneerlikheid en sonder integriteit optree. En die belaglik daarvan is, die Vryheidsfront Plus het hierdie mense nou weer in posisies ingesit, waar presies dieselfde goed kan gebeur en heel moontlik sal gebeur. My vraag aan julle vanaand is, hoe is dit moontlik dat sulke leiers vir die Vryheidsfront Plus staan en in goeie trou teen die ANC moet opstaan en die ANC moet uitwys vir hulle korrupsie en hulle oneerlikheid? Hoe is dit moontlik dat mense met integriteit, wat nou onlangs by die party ingeskakel het, weet wat die integriteit van hierdie senior leiers van die party is? Hoe is dit moontlik dat Dr. Corneille Mulder met groot bors staan en vir mense sê, of met mense praat en vir hulle sê van integriteit en al die tipe van goed, terwyl hy die ou is wat hierdie mense die heeltyd beskerm? Terwyl hy die ouens is wat hierdie ouens mobiliseer teen Pieter Groenewald.
Nou hier sal onthou, daar was 'n WhatsApp gewees van Anton Alberts wat gesê het, wag totdat julle sien wat het ons op PG. Dit bring my terug by, hoe ernstig moet dit wees wat hierdie ouens het, om vir Pieter Groenewald te kry, om ten spyte van 3 of 4 verslae, regsopinies, auditverslae, terug te gaan op sy woord, sy eie mense onder die bus te gooi, en hierdie mense te laat gaan. Hoe ernstig moet dit wees wat hulle het? En dis die vraag wat ek eerlikwaar het. Ek weet nie wat daardie inligting is nie. Ek het gerugte gehoor en roemers gehoor, maar ek weet nie wat dit is nie. Maar hoe ernstig moet dit wees vir iemand soos Dr. Groenewald om hierdie goed te laat gaan? Nou fast forward ons, en op 'n stadium het ek nou kriminele klagtes gelê en dies meer, en hierdie goed is nou nog sub judice, soos wat hulle sê. Dit is nou nog by die NPA en al dies meer. Maar ek het daarom nou al so stukkies van hierdie goed gesien. En dit is vir my verbasend en verbuisterend hoe van daardie beëdigde verklaringe lyk van die good guys. Van die ouens wat deel was van hierdie ondersoeke. Ouens wat hierdie inligting eerstehands gesien het. Ouens wat daardie inligting aan my gestuur het. Wat in hulle beëdigde verklaringe nou ontken dat hulle kennis geneem het of kennis gedra het daarvan, en dat hulle dink dat die sanksies wat daarmee gepaard gaan, jy weet, goed, reg en regverdig was. Terwyl die Vryheidsfront Plus honderde duisende rande verloor het in die proses. Ek verstaan dit nie. Ek kon dit toe nie verstaan nie, en ek verstaan dit tot vandag toe nie. Hoe kan ons op platform staan en praat oor Christendom en integriteit, terwyl dit ontbreek? Terwyl daar etlike dokumente, etlike hoeveelheid dokumente is, wat die oneerlikheid van individue uitwys. Maar ek sal u vertel. Ons as nasie, as volk, sien altyd op na mense. Mense met doktersgrade, mense met hoë kwalifikasies, al die tipe van goed. Daarom lieg die politici meestal oor hulle grade, en het ons so een raadslid wat vir ons altyd vertel het dat sy 2 grade het, maar wat ons agtergekom het geen graad het. Want almal wil iemand hê wat intellektueel is, en wat mooi lyk, wat sy hare mooi kam, en wat mooi skoon gesiggie het. En u weet net so goed soos wat ek weet, hoeveel honderde duisende mense in Suid-Afrika het al baie geld verloor, omdat hulle geglo het in 'n sagte prater, iemand wat charmant is, iemand wat 'n mooi seun is, wat hierdie tipe van goed. Honderde duisende van julle het al by sulke makelaars, sulke prokureurs, sulke ouens, het julle al geld verloor. Nou presies dieselfde is die waarheid in die Vryheidsfront Plus. Hierdie ouens wat sag praat, hierdie ouens wat mooi praat, hierdie ouens wat nie onder verdenking kan wees nie, want hulle is dan sulke good guys. Hy open dan met gebed. Hy praat dan oor die Vader. Daai ouens kan mos nou nooit hierdie tipe van goed doen nie. Nou die grappie is op julle. Dit het presies so gebeur. Dis presies wat binne die Vryheidsfront vir die laaste etlike jare gebeur. Die motiverings, die dinge wat gedoen moet word in goeie trou aanvaar deur mense op die Gauteng dagbestuur, mense op die provinsiale raad, mense op die federale raad. Omdat hulle glo maar hierdie is dan nou 'n upstanding guy. Wat dan op die einde uitkom, wat nie so upstanding is nie. Nou in 'n volgende episode sal ons bietjie praat oor een van die ander verslae wat uitgekom het, en een van die koerantberigte wat uitgekom het, en ons sal 'n ontleding doen daarvan. Want in geen van hierdie sake het hierdie items, hierdie verslae, ooit voor die federale raad van die party gedien nie. Myne het met 'n klomp leuns, maar niemand anderste se verslae het ooit voor die federale raad gekom nie. So niemand kon oordeel vel oor hierdie mense en sê, "Eers maar, jy weet, as die voorsitter van die regskomitee sê jy is oneerlik, dan moet ons dalk kyk hoekom is jy oneerlik of wat hier aangaan. Ons moet dalk lees."
En ek verkwalik baie die federale raad, want ek het al in vorige video's gesê, dis ou oomies, ou tannies, hulle is tog net te goddank bly om 'n foto saam met Corneille of Pieter te kry, want dan kan hulle vir die familie sê, hulle is ook belangrik, en dan is daar moerlekke skons en eetgoedjies en koffie wat hulle self nie kan bekostig nie, en geniet hulle hierdie partytjie binne in 'n fancy hotel vreeslik baie. Dis hoekom hulle daar is. En hulle sal dit nie weggooi vir die waarheid nie. Hulle sal eerder daar sit, snotpik en slaap, en laat Gods water oor Gods akker loop. Presies dieselfde is dan ook die waarheid waar dit by talle van die raadslede kom. Ons gaan ook vir jou program doen oor die raadslede en hoe familie bevorder word. Sommige hier in Gauteng sal ek vir julle voorbeelde gee. Dan kyk julle of dit in die ander provinsies ook so werk. Maar, en ek sluit hiermee af. Ons moet baie versigtig wees waarmee ons onsself besig hou. Ons is 'n volk wat vir etlike jare al belieg is. Ons is belieg binne die EW dispensasie. Ons is sekerlik belieg voor dit. Ons is belieg in die laaste 30 jaar. Ons is belieg oor waarmee hierdie ouens besig is en wat hulle doen vir die volk. Hierdie ouens is nie daar vir jou nie, hierdie ouens is daar vir die geld. Dood eenvoudig simpel. As hy daar was vir jou, sou hy nie gesit en slaap het in die parlement nie. Hy sou daarom ten minste die integriteit of inbors gehad het om wakker te bly vir 'n halfuur. Of op te staan en 'n glasie water te gaan drink. Ons word nog steeds belieg deur ons politieke leiers. Ons politieke leiers het voete van klei en hulle is oneerlik. Hulle is in wese oneerlik tot in die, amper sê ek poep en jorts met 'n lelike woord. Dit is wat ons het. En dit help nou nie of jy die ou is wat met die vingers in die til gevang is, en of is jy die ou wat die ou met die vingers in die til beskerm nie. Dit is die term korrupsie. Oneerlikheid. Dit omvang beide van daardie rolspelers. En dit is belangrik. Dit is baie belangrik dat julle weet wat hier gebeur het en wat hier aangaan. En ek maan julle hoef nie van my te hou nie, maar gaan lees die papiere wat ons vir julle opsit. Lees hierdie opskrifte, lees hierdie goed. En ons hoef nie die Vryheidsfront uit te gooi of weg te maak nie, maar ons moet daardie leiers binne in die Vryheidsfront plus vervang. Ons moet hulle vervang met mense met integriteit. Ongelukkig gaan jy nou die hele vis se kop moet afkap. Jy gaan dalk 2/3 van die vis, ons gaan vir 'n wyle net die stert en die poepenjol van daai vis kan gebruik, totdat ons weer leiers opgebou het. Maar hierdie leiers is verseker vrot en het geen integriteit nie. Julle ouens, dis die 7de episode gewees. Ek hoop julle het dit geniet en interessant gevind. Ons sit vir julle sulke brokkies op, dat julle bietjie kan sien. En dan sal ons verdere episodes vir julle bou, dat julle ook bietjie daaraan kan dink. Ons sit vir julle 'n liedjie op, Politikus, luister hom, dis vir my nogal komies, dis die waarheid, een wat ek self geskryf het, en deur AI gepolish het, en ek is nogal redelik, of ek dink redelik, dit is 'n akkurate beskrywing van politici, oor die algemeen, maar ook in Suid-Afrika, en veral politici wat hulle voorgee as Christene, en met hierdie mooi bakbroodjies van hulle. Ek hoop julle het 'n lieflike aand, Jahwe se seën vir julle, en pas julle op, wees veilig, totsiens. Daaronder in die Kaap sit 'n parlementslid en gaap, vet en blink gevreed aan 'n belastingbetaler se sweet, beloftes en hoop, dis wat hy verkoop. Politiek, jou uit wegskree, hy tooi, dans en bid, tot hy jou stem kry. Politiek, jou uit wegskree, hy tooi, dans en bid, tot hy jou stem kry. Dan word hy glimlag strak, Want 'n leier is hy, verkoop, ek het 'n doktorsgraad. koalisie met die vyand is sy raad. Môre en aand verskil sy taal, toe ons so opgaan is
is die keizer kaal. Op die verhoog is hy God se kind, tog in die gange is hy tot die duiwel verbind. Nes die MP van vroeër kan hulle met woorde toer, nog nooit was hulle verbind tot vryheid vir 'n kind. Politiek, politiek, jou uit wegskree, hey, toi, toi, dans en bid, tot hy jou stem kry. Politiek, politiek, jou uit wegskree, hey, toi, toi, dans en bid, tot hy jou stem kry. Mag, geld en titels het al vir ons swaar kry verblind. Daaronder in die Kaap Sit 'n parlementslid en slaap.